In die nuus vanaand. Afrikaans word amptelik 100 jaar oud. Verslaggewer Mariska Botha en kameraman Joshua Sharrock vat sy spoor. Die Khoi en San gemeenskappe in die Noord-Kaap reël die herbegrafnis van die oorskot van 64 Khoi en San mense. En dis 'n historiese dag met die eerste Amerikaanse paus, Robert Prevost, wat aangewys is. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Eerstens 'n hartlike geluk aan Afrikaans wat nou amptelik sy volwasse skoene aantrek. Vandag, 8 Mei, presies 100 jaar gelede het Afrikaans 'n amptelike status verkry. Die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners in die Parel in 1875 het 'n deurslaggewende rol gespeel om Afrikaans die erkenning te bied. Teen 1910 was Engels en Nederlands die amptelike tale van die Unie van Suid-Afrika. Die beroemde Afrikaanse digter, C.J. Langenhoven, as lid van die Kaapse Provinsiale Raad, het die voorstel geopper dat Afrikaans Nederlands moet vervang as medium van onderrig in skole. In 1925 het die Senaat en die Volksraad die amptelike tale van die Unie van Suid-Afrika Wet nommer 8 bekragtig, wat sodoende Afrikaanse status verhoog het. Met die storie van die taal self loop veel verder, wyer en dieper as die status wat dit vir 'n eeu lank geniet. SAIK-verslaggewer Mariska Botha en kameraman Joshua Sharrock het Afrikaanse spoor gesny. Die klanke van die melodieuse Rosa het diep weerklink in die oggendure op die eerste dag van 2025. Dis een van die versameling liedere van die Malaierkore en word steeds gesing in Nederlands en Afrikaans. Afrikaans in itself het actually nog baie Java woorde in dit. Soos kussing, pisang, piering, stryk, blatjang. Almal die woorde, as jy gaan opkyk het in 'n dictionary, 'n Java dictionary, is actually Java woorde. Because kyk, die Dutch het maar daar gekom en gesê, oh nee, die proe nogal lekker, ja, is ook 'n piering. Kyk, hulle het maar gekom wat hulle kom in Indonesië toe, sien hulle nou, mense met 'n bietjie meer van 'n, kultuur, far more superior to hulle kultuur van eet en van slaap en van relax en so en so. Hulle maar gesien, dis 'n banane, wat sê is die, 'n pisang, so die naam was maar net oorgedra en so aan. Afrikaans is inderdaad Kreool van aard. Die bekendste uitdrukking in Afrikaans vandag, wat seker die meeste gebesig word, is die 2 woordjies baie dankie. En baie dankie is 'n samestelling van baie of bying uit die ooste en dankie of danke uit Europa. En dis wat Afrikaans sy herkoms is. Hier in die suiderpunt van Afrika het die ooste en die weste bymekaar gekom en 'n nuwe taal gevorm vir Afrika uit die bodem van Afrika, vir die mense van Afrika. En Afrikaans het Van Wyk Louw gesê, en dit is trouwens so aangeteken op die Talemonument. Hy het gesê dat Afrikaans is die brug tussen die ooste en die weste deur 'n middel van Afrika. En dit maak van Afrikaans 'n wêreldtaal, want hy het altyd saam met 3 vaste lande waarvandaan sy herkoms teruggespoor kan word. By die Taalmonument in die Parel word die 3 vaste lande van oorsprong uitgebeeld. Almal is welkom om hier die storie van Afrikaans te hoor, te sien en ook te voel. Want dis 'n taal gebore uit die pyn en verdriet van slawerny, ontheemding van die eerste mense wat skepe uit die verre Europa ontmoet het in die Kaap, maar ook uit noodsaak, vindingrykheid en einde ten laas ook 'n karaktereienskap eie aan Suid-Afrikaners, moedswil. In die verlede is die bydraers van die inheemse mense, maar ook die mense wat tot slaaf gemaak is, glad nie erken nie. Of tot 'n mindere mate erken of doodgewoon het geminimaliseer. Maar die afgelope 50 jaar, dink ek, is daar 'n groter mate van erkenning van die belang van daardie mense en hulle bydra tot die ontwikkeling van Afrikaans. Ek wil die stelling maak dat
Afrikaans sou nie Afrikaans gewees het as dit nie vir die invloede van hierdie mense, die omgewing en die bydraes wat hierdie mense op verskeie maniere gemaak het nie. Dan sou ons nie Afrikaans op hierdie manier gehad het nie. Willemse sê die ontstaan van die gesproke taal loop so ver terug as die laat 1500s. Dis 'n taal wat uit kontak ontstaan het tussen inheemse Khoi en San, seevaarders, slawe uit die ooste wat saam met Europese handelaars en later kolonialiste aan wal gekom het. Die eerste geskrewe Afrikaans dateer uit die vroeë 1800s en staan bekend as Arabies Afrikaans. Skrif is in Arabies gedoen en die fonetiese uitspraak in Afrikaans aangeteken. Later, veral in madrassas of islamskole, is die taal neergepen, die eerste bestaande geskrifte van die taal. Vandag word algemeen aanvaar dat die belangrikste tekste, eerste tekste in Afrikaans, inderdaad in Arabiese Afrikaans geskryf is. Dit is Afrikaans met Arabiese letters, dit wil sê Arabiese ortografie, Arabiese skrif. En vandag word dit algemeen aanvaar dat dit die beginpunt is van 'n geskrewe vorm van Afrikaans. So mense moet aanvaar dat die bydraes van byvoorbeeld mense vanuit die moslim tradisie 'n baie sterk nalatenskap gelaat het. Maar mense moet ook aanvaar dat byvoorbeeld op Genadendal soortgelyke ontwikkeling aan die gang was, ten opsigte van die Morawiese kerk byvoorbeeld. Hier in die kleurryke Bo-Kaap het baie van die belangrike gebeure rondom die ontwikkeling en skep van Afrikaans afgespeel. Dis 'n plek waar slawe uit verskeie lande saamgevoeg is en 'n potjiekosstaal het lyf gekry sodat algaar kon kommunikeer. Islam en islamitiese akademisie se belangrike rol in die daarstelling van die taal is ontgin deur mense soos die historikus Ahmad Davids, wat as die vader van Kaapse moslimgeskiedenis beskou is. En ten spyte van die misbruik van die taal tot onderdrukking van miljoene mense, is daar tog weer trots in sy herkoms. Afrikaans is baie much stil pad van ons, maar as ons praat van Afrikaans, dan praat ons nou, van 'n Afrikaans wat ons trots is, wat onze voorvaders geontwikkel het, en het wys net vir jou uit hoe creatief hulle gewees het, met language en so aan te, en wat was hulle contribution to language, because ons die probleem met Afrikaans is maar net wat Afrikaans nou geënforce gewees het during apartheid. Wat gekoos het die Soweto uprising and so on. But other than that, was Afrikaans maar gemisrepresent since apartheid and so on. But prior to that, het was baie trots geweest op die taal Afrikaans. Vandag bars Afrikaans uit sy nate met die skepende kunste wat die voortou neem in die uitdrukking van die taal met 'n soepelheid wat soms die asem wegslaan. Musiek, kuns, opvoerings, die letterkunde, 'n allegaartjie van 'n taal wat sy naam ontleen van die vasteland waar hy gebore is. Afrikaans bestaan nou as 'n amptelike taal vir 100 jaar wat eintlik relatief jonk is as mens dink in die groter konteks van tale in die wêreld, maar as 'n gesproke taal bestaan hy eintlik al vir baie langer en in 'n groot verskeidenheid dialekte. En ek dink dit is ook hoe hy sal aanhou voortbestaan, is op die tonge van mense as 'n gesproke taal, maar ons moet dit ook neerskryf. Ek dink mense dink verkeerdelik dat hulle Afrikaans op 'n sekere manier moet praat, maar jy moet hom praat soos wat jou ma hom met jou gepraat het. Dis hoe jy Afrikaans moet praat en dis hoe jy Afrikaans moet skryf, want dis waar hy lewe. Afrikaans behoort aan niemand nie en tog aan elkeen wat dit praat, soos Klopper dit voorstel. Vir mense soos Le Cordeur is die beste manier om dit te probeer omskryf deur sy eie blomtuin te gebruik. Dit is 'n kombinasie van kleure en verskillende variëteite.
Elkeen uniek en elkeen ewe mooi. Maar saam vorm dit hierdie absolute kleurespel. En dit is so mooi. En dit is hoe ek Afrikaans sien. Ons het verskillende variëteite. En toe Mandela vrygelaat is, het hy ook ons elkeen die vryheid gegee om Afrikaans te kan besig in die tongval waarin dit vir jou die gemaklikste kom. Of dit nou Kaaps is, of nou Makwalands, en of dit nou Gariep Afrikaans is, dis jou Afrikaans, en saam kan ons hierdie gemeenskaplike deel vind, dat ons het verskillende variëteite, maar soos hierdie blommepragt in my tuin, vorm dit 'n eenheid, waarin ons op mekaar aangewese is, en waar ons op mekaar kan steun, en dit maak Afrikaans soveel sterker. Nou bly net een vraag oor. Hoe blom jou Afrikaans? Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Met sy kleurryke geskiedenis word Afrikaans egter deur sommige as omstrede beskou. In 1976 het die apartheidsregering bepaal dat Afrikaans as medium van onderrig moet wees. Dit het egter sterk teenkanting gekry wat tot die Soweto-opstande gelei het en daarna deur baie as die taal van die onderdrukker beskou is. Op 16 Junie 1976 het sowat 20.000 jong mense die strate ingevaar in opstand teen die regering se plan om Afrikaans as 'n onderrigtaal in swart skole in te stel. Amptelik word gesê dat 176 mense gesterf het, maar ander sê dis meer. Maar dekades later, in 'n demokratiese Suid-Afrika, word die taal beskou as 'n gesonde en ontwikkelende taal. The government of the day was predominantly African speakers. Then they used that then to do that. So everything that was done, the education system and so on and so on. And then that led to the June 16 then to say that, in June 16, that is when the students then said, enough is enough. We cannot have the content subjects like your history, your biology, your geography, and so on, be in the medium of Afrikaans. So rather than we then get rid of that. So that is how then it became into that. So then when 1994, then when it came then we have the 12 official languages. Sowat 7 miljoen Suid-Afrikaners of 13,5% van die land se bevolking praat Afrikaans as eerste taal. Daar word beraam dat tussen 15 en 23 miljoen mense in Suid-Afrika Afrikaans kan praat en dat 17 miljoen mense Afrikaans magtig is. But the fallacy, that's the myth out there, is that Afrikaans is only spoken by the white community. That is the mistake that we are making. And I think we need to educate the nation. And as PENSAL, that is why we say that we want to make that statement boldly and say that we are African, we are protecting Afrikaans as a language. Afrikaans is weer in die kollig met die instelling van die wet op basiese onderwyswette. Why should the SGBs not make that decision? Why should everybody else be involved in making the decision about the languages of their children? Just because other people are abusing the power. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad sê hy sal Afrikaans net soos die ander landstale beskerm en ontwikkel. Die Amerikaanse Robert Francis Prevost is tot die 267ste Rooms-Katolieke paus verkies. Die 69-jarige is 'n kort rukkie gelede met die 4de stemmingsronde verkies. Die nuwe paus gaan as Leo die 14de bekend staan. Annuncio vobis gaudium magnum. Met die Latynse woorde habemus papam of ons het 'n paus is die aankondiging gedoen. Volgens die Italiaanse polisie het 40.000 mense op Sint Petrusplein die nuwe kerkleier verwelkom. Die eerste Amerikaanse paus in die geskiedenis het die skare in Italiaans vrede toegewens. A tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra,
La pace sia con voi. Prevost is in 1955 in Chicago, Illinois gebore. Hy is in 2023 aangestel as raadgewer tot Franciscus. Hy het ook dekades lank as sendeling gewoon in Peru. Prevost word bestempel as 'n hervormer en 'n gematigde kandidaat. Baie welkom terug. Gesprekke is aan die gang onder Khoi en San gemeenskappe in die Noord-Kaap oor die herbegrafnis van die oorskot van 64 Khoi en San mense. 58 liggame is in Kaapstad begrawe en 6 ander is by die Hunterian Museum in Glasgow, Skotland. Die Khoi en San gemeenskappe hoop om die oorskot teen September te herbegrawe. Die verskillende Khoi en San gemeenskappe hoop om met die laaste gesprekke 'n ooreenkoms te bereik wat vrede onder mekaar sal meebring wanneer die 64 met waardigheid herbegrawe word. Ons grootjie se roepstem in pleidooi bly in ons gemoed en ons ore. Ons kom deur bitter en suur. En dis waarom ons glo. Kom ons vol staan by ons grootjie se opdrag. Bære die groot mense. Hierdie geleentheid is ook 'n goeie geleentheid om eintlik die Khoi en San gemeenskappe se regsgeldigheid en se autentieke status aan Suid-Afrika te herbevestig. DNS-toetse is op die oorskot gedoen, maar met die onbesliste resultate sal al die stamme kulturele regte op die herbegrafnis kry. Elke groep se tradisie sal 'n aand voor die begrafnis tentoongestel word. Ek kan byvoorbeeld sê dat die Boesmans gaan 'n eland slag, want die eland is vir hulle baie belangrik in hulle rituele. Ons wat van die Nama afkomstig is, ons sal deur die nag waak, want dit is ons tradisie om by ons oorskotte te waak, te bid en te sing. Ons sal kyk wat die Griekwas na vore bring en ook die Koranas. Loop om die seremonie tydens erfenismaand te hou. Nou Kinderlei het ook sy eie geskiedenis. Is nie 'n mooi geskiedenis nie. Daar lê grafte van 32 Nama kinders wat destyds deur die Boesmans vermoor is in 'n konfliksituasie tussen die twee groepe. En ons wil juis hierdie beenere daar gaan begrawe sodat ons kan vrede kry en dat ons sosiale samehorigheid kan bewerkstellig. Onderhandelinge is steeds aan die gang om die oorskot van 6 liggame uit Skotland te repatrieer. Daardie proses sal in Augustus plaasvind indien dit goedgekeur word. Dit is nie die eerste of die laaste keer dat die oorskotte van Khoi en San mense weer herbegrawe gaan word nie. Sarah Hartman is al die jare gelede herbegrawe en 2 jaar gelede is die oorskotte van die Sutherland 9 op Sutherland herbegrawe nadat hulle oneties 100 jaar vroeër verwyder was. En daar is honderde oorskotte in museums reg oor die wêreld. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Platfontein in die Noord-Kaap. 31 jaar sedert die wet op die herstel van grondregte geïmplementeer is, wil 500 swart en bruin families wat vanuit Groot Gewaagd verskuif is, nou toegang hê tot die grond. Die EFF in die Noord-Kaap wil hê Orania moet ontbind word en het 'n paar families opgespoor wat na bewering van die grond verskuif is om die Gariepdam te voltooi. Na voltooiing van die dam het die Departement van Waterwese die grond aan wyle Karel Hendrik Boshoff, stigter van Orania, verkoop. Die EFF in die Noord-Kaap het 11 families opgespoor wat in die vroeë 1990s van die grond verwyder is. Party van die families is na Warrenwyl in Warrenton verskuif. Volgens die 67-jarige Quintus McKenna was die uitsettings onmenslik en moes hul persoonlike besittings agterlaat, insluitende die grafte van geliefdes. Dit het ons heeltemal 'n groot skade aangedoen, maar ek sê nie ons wil teruggaan nie, maar as ons kan teruggaan en ook eiendomme daar kan gaan kry vir wat hulle van ons ontneem het, sal ons dit baie waardeer. Op daai manier sal ons terugkom, maar ons wil net gaan kyk hoe lyk die grafte wat daar was, wat het gebeur met die grafte. Belinda van Wyk sê die verskywing laat hul met bittere herinneringe. Sy wil weet wat van hul voorvaders se beendere geword het. Dis al begeerte wat ek wil
wat ek het om net daar te gaan kyk hoe dit nou daar lyk, hoe dit daar gaan. Want ons is so haastig, ons moes regtig ons diere daar los, ons moes van ons meubels daar los, want is haastig en 'n vinnige trekkery. Daar sien nog, jy moet net sorg dat jy en jou kinders by mekaar is, dat julle kan op 'n terugkom en wegkom. Die EFF het ontken dat hulle rasseverdeeldheid veroorsaak met die Orania-kwessie. Hulle wil eerder hê dat swart en wit mense langs mekaar woon, ondanks Orania se private nedersettingsstatus. We must not be petty about resolving it. We must be honest to the core, because of here people lost their lives, here people lost their worth, here people lost Ubuntu. This thing we cannot just sit back. So if we say is it a racial segregation, part of it is that it is racial segregation. Die Orania-kwessie gaan Vrydag in die parlement tydens die mini-debat geopper word. In vorige onderhoude het die Noord-Kaapse premier Zamani Soul gevra vir 'n politieke oplossing vir die Orania-kwessie, gegrond op die Kimberley Hooggeregshof uitspraak 25 jaar gelede. Die EFF het so wat 2 weke gelede 'n griefskrif oor die ontbinding van Orania aan die Noord-Kaapse regering oorhandig. En nou vir die markaanwysers, soos om 8 uur vanaand. En dis dan al vir vanaand. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons dat dit mooi weer sal wees in die westelike helfte van Suid-Afrika. Langs die ooskus 'n kans vir ligte reën oor die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en dan vanaand ook miskolle wat allangs die ooskus kan voorkom en dan winderig allangs die kuslyn sowel as in die binneland en dit is dan vir vanaand. Ons kyk nou na die toestande vir môre en oggendmiskolle wat langs die suidkus kan voorkom, ook langs die Weskus en dan 'n matige sterk wind langs die Weskus. Dit sal ook winderig wees in die binneland sowel as langs die ooskus en hierdie reënval en wind en toestande is dan vir môre. Ons kyk ook na waarskuwings wat uitgereik is. 'n Brandgevaar vir môre oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap. Dit strek oor die Klein Karoo, 'n gedeelte van die Oos-Kaap en 'n baie sterk wind wat skade kan aanrig wat hier langs die suidpunt kan voorkom. Hierdie waarskuwings is vir môre. Ons kyk nou na die temperature in Gauteng môre. Oornag steeds koelerig, bedags nog warm in die middel 20s, Pretoria 24, mooi weer oor die hele provinsie. Carletonville 23 is die maksimum daar. Die volgende provinsie in Limpopo in die noorde 30 waar dit warm sal wees. Phalaborwa 32 en dan sonnig oor die hele provinsie oornag in Bella-Bella 10 en later 25 grade Celsius. Ons kyk nou na Mpumalanga en ook in die middel 20s môre middag oor die hele provinsie. Oornag in Standerton 5 oornag in Secunda 6 grade Celsius. Koud oornag en dan bedags gaan dit warm wees. Ons volgende provinsie is KwaZulu-Natal, warm in Durban 28 en Kokstad 10 later 23 en gedeeltelik bewolk oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie. Die volgende provinsie is dan die Oos-Kaap, Mabega 33 warm daar en dan ook 'n kans vir ligte reën by Makanda 31, Holo môre oornag 9 later 27 en ook bewolk daar. Die Wes-Kaap volgende en in Kaapstad 21 môre middag en dan die sentrale en die noordelike gedeeltes waar dit mooi weer en sonnig sal wees. Ons volgende provinsie is dan die Noord-Kaap en dan in Appington 28, Sutherland oornag 6 later 23 de Aar 24 en nou weer terug in die binneland. En nou kyk ons na die Vrystaat 20 vir Ficksburg en dan ook mooi weer en sonnig oor die hele provinsie. Gariepdam 11 later 23 en dan Noordwes, die laaste provinsie in ons weervoorspelling. Ottosdal 25 en dan Taung 9 later 25 sonnig in die hele provinsie. Is al van die Weersentrum. Goeienaand.